Iets wat my aan die goedheid van die Here laat dink, is 'n bedlampie. Die sagte en warm lig van 'n bedlampie wat mense kamer vul, laat my dink, ons God is goed, ons God is lief vir ons en hy wil ook ons lewens vul met 'n sagte en 'n warm lig. Vandag gesels ons oor goedheid. Kom ons lees saam Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug vir die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid. Nou het ons so by die bedlampie gesit en vir my is daai vriendelike lig, sagte lig van 'n bedlampie iets waar mense die goedheid van die Here kan beleef en ons almal word opgeroep om met goedheid te leef. Nou daar's vandag 'n wêreldbekende evangelis, 'n man wat die wêreld vol reis en getuig van sy persoonlike ontmoeting wat hy met Jesus Christus gehad het en sy naam is Hazem Farai. En Hazem en sy familie het in Jerusalem gebly en hulle was 'n moslim gesin en het eiendomme gehad en hulle die eiendomme verhuur. En een van die huurders was 'n Christen vrou gewees. En wat Hazem van haar onthou, is dat sy met absolute goedheid geleef het. Dat sy elke geleentheid wat sy gekry het, gebruik het om goed te wees vir hom en vir hulle gesin. En daai goedheid wat hierdie vrou uitgestraal het Hazem laat wonder, maar wat het jy wat ek nie het nie? En hy het met die vrou bevriend en uiteindelik het Hazem die Here Jesus aangeneem as sy Here en as sy verlosser. En vandag getuig hy van hierdie persoonlike ontmoeting wat hy met die Here gehad het. En dis sy hele bediening om te getuig van ons kan God ken, ons dien 'n goeie God en hy roep ons op om self goedheid uit te leef, soos hierdie vrou wat hom na die Here toe gelei het. Nou, een ding van goedheid is dat goedheid word sigbaar in opregte liefdesdade. So goedheid is nie net 'n passiewe iets, mens is goed nie, 'n goeie mens is goed, maar 'n goeie mens se goedheid sal oorloop in liefdesdade. En ek lees dit vir julle in 2 Tessalonisense 1 vers 11 en hier staan, ons bid dat hy met sy groot krag julle lewens sal volmaak met elke begeerte om goed te doen. So goedheid word hier verbind aan om te doen. En dan sien ons ook in die Nuwe Testament dat goedheid en vrygewigheid aan mekaar verbind word. En dit is interessant dat die woord vir goedheid wat ons hier lees in Galasiërs 5 vers 22 word vertaal in die Nuwe Testament met vrygewigheid en in die New Revised Standard Version van die Engelse Bybel word dit vertaal met generosity. So 'n goeie mens sal ook 'n vrygewige mens wees. En ons lees in Galasiërs 6 vers 6 dat Paulus skryf die volgende, hy sê, iemand wat in die woord van God onderrig word, moet die een wat onderrig gee in alle goeie dinge laat deel. So die goedheid van die Here loop oor in liefdesdade en opregte liefdesdade en een daarvan is om vrygewig te wees. Maar dan lees ons ook in die Nuwe Testament dat 'n goeie mens sal genoeg omgee om met 'n medegelowige te praat. In Romeine 5 vers 14 staan, maar broers, persoonlik is ek daarvan oortuig dat julle ook self vol goedheid is en oor volledige kennis beskik in die mate dat julle mekaar ook kan reghelp. So goedheid word verbind daaraan dat as mens sien iets is nie reg in 'n medegelowige se lewe nie, dat mens met liefde en in nederigheid met daardie persoon sal praat daaroor. 'n Goeie mens gee met ander woorde genoeg om te praat met 'n broer of suster indien daar iets is wat nie reg is in sy of haar lewe nie. Dan wil ek net nog een gedagte by julle los en dit is dat vir ons om goed te doen is daar 'n venster van geleentheid om goed te doen.
En ons lees daarvan in Galasiërs 6 vers 10. Hier staan, terwyl ons die kans het, moet ons dus goed doen aan alle mense, maar veral aan medegelowiges. Terwyl ons die kans het, terwyl die venster van geleentheid oop is, moet ons goed doen aan alle mense. Ons moet lewens leef waar ons die vrug van die Gees uitleef. En een van die gestaltes van die vrug van die Gees is om met goedheid te leef. En daai goedheid mond uit in liefdesdade aan medegelowiges. Kom ons bid saam. Here, help ons om met goedheid te leef deur die Heilige Gees. Help ons om hierdie gestalte van die vrug van die Gees elke dag uit te leef en dat goedheid ons lewens sal kenmerk, want ons is u kinders en ons leef onder leiding van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag julle 'n mooi week hê.